Dat die Nasionale Raad van Provinsies of die NRP het 'n mosie deur die DA aanvaar om beweringe van 'n grootskaalse en onwettige likwidasiepraktyke deur die Landbank te ondersoek. Nou dit volg nadat meer as 150 kommersiële plase deur omstrede likwidasieprosesse verlore gegaan het, terwyl een plaas se bates ter waarde van sowat 14 miljoen rand glo vir slegs 6 miljoen rand opgeveil is. Nou vir meer hieroor sluit die DALP en 'n permanente afgevaardigde na die Nasionale Raad van Provinsies, Dr. Igor Shirko-Gogel, nou by ons aan. Goeiemôre dokter. Goeiemôre, Susan. Watter beweringe het tot hierdie mosie gelei oor die aantal plase en bates wat onderwaardeer is? Wel, dit het begin, kom ons sê, wel hierdie proses het actually al begin in 2022 toe Dan Willie Oukamp, wat nou die minister van Landbou is, hierdie saak begin ondersoek het om uit te vind wat gebeur het met hierdie likwidasieproses. En toe is dit daar aangespreek en toe volg daar die Adams & Adams verslag wat Landbou aansoek gedoen het. En so toe dit nou daarop gebou en toe weer in begin van jaar het een van die boere in Vrystaat deur een van die wijkraadslede Botha Wilma gekontak oor die saak. En so het ek toe nou bewus geraak daarvan en ons het begin bekyk wat gebeur met dit en toe mens dieper geduik het om te kyk die absolute, hoe kan ek sê, vernietiging van plase en lewens wat gebeur word deur die likwidasie en waar daar geen regte prosesse gevolg het. Meer as die helfte van hierdie sake wat gehanteer is, het Landbank geen locus standi gehad nie, want hoe ons daarby uitgekom het is. Die boere het met intermediaire, hulle het met koöperasies en ander derde party finansiële koöperasies geld geleen en dan het hulle dit nou maar gebruik om hulle met ander woorde die geld geleen, hulle het oes geplant, na hulle oes die oes geharwes het, en dan het hulle die geld terugbetaal. So met ander woorde is maar net 'n wisselkrediet wat hulle gebruik het om net te sorg dat hulle kan boer. Maar wat toe uit dit gekom het is, Landbank het geen magtiging gehad van nasionale tesourie om hulle skuldboek uit te verkoop aan hierdie koöperasies nie. So met ander woorde, eerste instansie kon Landbank nie ingekom het want daar was nie 'n sessie tussen die boere en hulle nie. Dis die eerste gedeelte en dan die prokureurs en die likwideerhuise wat toe nou namens Landbank opgetree het ook geen toestemming van tesourie gehad nie. Hulle het nie deur die procurementproses gegaan nie, hulle het nie die tenderdokumente nie, niks is gekarreset nie. Met ander woorde, Landbank het geen locus standi gehad om actually enigeen van hierdie boere te kan sekwestreer nie. Igor, wat vereis die moratorium van die Landbank voordat hulle met likwidasies mag voortgaan? Wel, voor hulle kan aangaan met likwidasies, moet hulle eerstens kan sê dat die skuld wat die boer aangegaan het, dat hulle skuld is en dat hulle wel dat die boer of die landboumaatskappy met die Landbank wel daai lening geteken het. So met ander woorde, hulle kan absoluut niks actually van die mense terugvergeld nie, omdat hulle nie met hulle die ooreenkoms het nie. En die moratorium wat ons nou gevra daaroor is dat alle huidige prosesse moet stopgesit word, dat hulle kan eerstens bewys, hulle het die sessie met Landbank, dit is goedgekeur tesourie, dat hierdie prokureurs kan namens Landbou onttrek, want onthou, Landbank is 'n SOE, entiteit. So met ander woorde, dit dan moet hierdie procurementproses deurgegaan word en dit word duidelik deur in die konstitusie seksie 216 gesê dat die regte prosedures 17 moes gevolg geword het voor hulle namens die staat kan optree en daar's tot nou toe kan nie een van hulle daai dokumente verskaf nie en dit is hoekom baie van die sake nou gaan uitgegooi is omdat hulle geen geldige regeringsdokumente om te sê dat hulle die regte procurementproses gevolg het soos wat die konstitusie vereis. Is daar hervormings wat voorgestel word wat kan verhoed of wat gaan verhoed dat staats- en hofmag misbruik word om mense van hulle eiendom te stroop? So dit is nou, soos ek sê, ons het 'n 4 die aanslag wat ek het is word in 4 opgedeel. Die eerste is net eers om te stop dat hierdie liquidateurs en prokureurs wat hierdie proses volg wat platante geldgierigheid, geldmaakproses het en mense net absoluut
vernietig. Ek praat van, soos ek sê, jy het nou genoem van die een wat 6 miljoen ingekom het en 14 miljoen van nie 'n sent het landbank toe gaan. Die tweede proses landbank moet van binne af gehergestruktureer word, want daar's niemand daar binne wat regtig landbank kennis het, want as jy landbank kennis gehad het en jy sal bestaan het, kan nie net 'n boer gaan sekwestreer 'n maand voor hy moet geoes het nie. Dan die derde aspek wat ons nou moet kyk is wel die meesterskantore. Met ander woorde, daar's sekere goederes wat die meesterskantore moet doen voor hulle actually na veiling toe kan gaan, voor hulle na die bates kan verkoop, en al daai prosedures is nie gevolg nie. En dit is nou waar ons kyk na die Company Act, of die insolventiewet, die likwidasie, die administrasie van boedels. Daai wette moet na gekyk word dat daar strenger maatreëls is, en dat dit ook meer deursigtig is, want op 'n oomblik baie van die boere en baie van die mense wat betrokke is met hierdie sekwestrasieproses, het geen idee waar hulle prosesse en hulle het al dokumente gevra en dit word net nie aangegee nie. So met ander woorde, dit moet nog gekyk word, en dan moet daar ook nog gekyk word hoe in die laaste gedeelte, soos byvoorbeeld die LPC, die Legal Practice Commission, Cyprus, hoe kan jy sê, die liggame wat bo oor die regstelsel kyk, moet ook nog gekyk word, want daar word duidelik gesê in seksie 381 van die Company Law, dat daar moet due diligence gevolg word, daar moet kyk na regverdige prosesse, en as jy dan kan kyk, baie van hierdie klagtes is aangegee, maar dit word net verder uitgegooi, want van hierdie mense dien op hierdie rade, of het op 'n manier hierdie stelsels geïnfiltreer. So ons sit amper met 'n tipe van 'n staatskaping binne die regstelsel, binne die likwidasie stelsel van Suid-Afrika. Net laastens, Dr. Igor, watter regshulp of vergoeding word beoog vir diegene wie se bates reeds onregmatig verkoop is? Wel, daai is nou, dit is nou die proses waarvoor ons nou gaan kyk. Op die oomblik kan ek nie vir 100% sê nie, maar as dit wel so bewys word dat ons kan, dat deur die paaie aansoek wat ek gesit het na Landbank en na die Nasionale Tesourie om hierdie dokumente wel te verwys dat Landbank die goedgekeur is om hulle skuld aan Ubaru of aan Unigrow of Capgrow of NWK's of al hierdie plekke kon gegee het. As dit nie kan bewys word nie, is dit die eerste stap bewys dat hulle nie enigstens 'n regmatige reg gehad het om daar aan te spreek te kom nie. Dan die tweede proses wat ook uit die paaie aansoek gaan kom is, kon hierdie prokureurs en die likwideerders namens Landbank opgetree het. En wat gebeur is, Landbank stel 'n prokureur op, dan tree dieselfde prokureur namens die likwideerder op, en dan word hom nog meer boedelgeld uitgestel. So met ander woorde, en dan word vir dieselfde prokureur weer gebruik vir die veilingshuis. So met ander woorde, daai prokureur dit word oral verteenwoordig, en dit is glad nie onafhanklik nie, en dan word glad nie gekyk na die konflik van belang nie. So met ander woorde, as daai twee uitkom, gaan eerstens hierdie prokureurs en alle geld sal 10 moet terugkom, en die landbank sal moet skik met die boere met alles wat hulle verloor het. So dit is sodra daai gaan uitkom, want dit is actually die kruks van die saak dat dit onwettig gedoen is, en dat seksie 217 van die konstitusie vir die procurement glad nie gevolg is deur Landbank nie. Ons sal hierdie situasie ook dophou. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. 'n Mooi dag verder. Baie dankie, sterkte vir julle. Ek het gesels met Dr. Igor Skeurkogel, en hy is die DA-LP en ook permanente afgevaardigde na die Nasionale Raad van Provinsies.